Ons aanbid die koning van wie is soos die Here. Wie kan met die Here vergelyk word? Ek kom nie almal in die wonderlike naam van die Here. Geen ander naam vanoggend waarin ek nie kan groet nie. Maar die naam van die balsam van Gilead. Die naam wat vir ons krag gee. Die naam wat vir ons dra deur moeilike tye. Is 'n naam wat ek vanoggend elkeen in die huis van die Here vanoggend wil groet. En besonder sien moeders, 'n gelukkige en 'n geseënde Moedersdag vir u. Ek wil hierdie skrifgedeelte vanoggend lees. Psalm 62. Stil tot God. En dan sê vers 6. En dit is besonder vir moeders. Want dit is in 'n tyd. Ons is in 'n tyd wat dit baie moeilik is vir 'n mamma. Weet jy hoekom sê ek so? Want dit is in 'n tyd waar die vyand ons kinders wil steel. En met ons kinders wil maak wat hy wil. So waar plaas dit aan mama? As aan die tyd wat 'n ma net by die Here moet sê. 'n Ma nie aan 'n plek om te wees as in die teenwoordigheid van die Here en dag en nag met die Here te praat oor haar familie. En weet jy wat die belangrikste gedeelte waar mama moet praat met die Here oor haar kinders? As vir die redding van hulle siele. Die redding van hulle kosbare siele. Ek kyk op evangelis se kyk. In my oog as hy altyd Jubilee se evangelis. Ek het hom praat met hom vir my as hy altyd Jubilee se evangelis. En elke keer as dit vir Suster Belinda moeilik geword, dan stuur sy 'n boodskap, pastor, bid asseblief se krywe, se krywe. My hart klop van blydskap vanmôre. Toe sê ek hoor hoe praat van niemand anders as 'n werklikheid as die Here. En jy sal nooit verstaan as die Here jou droom en jou begeerte tot vervulling bring. Hoe voel jou hart teenoor die Here? Het maak nie veel saak om ander mense jou nie verstaan nie. Jy wil net vertel van dit was jou jarelange begeerte en droom. En 'n mens kon dit nie vervul net die Here kon die onmoontlike moontlik maak. En ek weet dat van die praksie op my berg staan, dan raak die happy end van. Ek sê happy, maar daar was een van die drome en toe sê ek daar kom, toe sê happy end van. Ek wil waar sal wees na die so van die stilweg. En ek het nog my een droom en dis 'n berg. Ek wil op hom ry. So ek verstaan nie. Ek verstaan jou hart klop se plek. Vir wanneer ons daar is. Wanneer God na jare van gebed vir jou aanneem. As jy 'n dag se gebed. As ons by die Here vir jou skool in geduld in die vrug van die Gees en wat jy nodig het om van ontslae te word in jou lewe. Voordat hy vir jou kan gee. Want as dit oor die tyd vir ons gaan gee, gaan ons dalk verwaard word. En dink ons nie wil kry. So ons moet soms eers in die vuur is. Ons moet soms eers in 'n storm dat God ons kan bou. En dit was wat die moeder sê, wees net maar stil tot God. My siel van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my rotsvesting
Ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte. My toevlug is in God. Dan vers 12 sê vir die moeders, een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het, dat die sterkte aan God behoort. Nie ons krag. Hy sê dat die sterkte aan God behoort. En aan u oor Here behoort die goeie tierenheid, van u vergeld elkeen na sy werk. Ons kry elke een van die Here en dit wat ons ingesit. God kan my die begeerte van my hart gee, as ek die vol ingesit het. En soms dan dink ons, hoe kry die ene dan so makkelijk en is het vir my so swaar om te ontvang? Gaan hoor net by die persoon, wat het hy op sy gegeen. Jy dink nie nou wanneer dit in ontvangs is, maar waar het ek gegaan? Hy denk nie van die hoeveel traan het Suster Belinda gehuil voor die? Hoeveel traan het Suster Jonathan gehuil weer vir jou voor die? Hoeveel traan nou die Erika het die gehuil? Hoeveel traan het Suster Michelle, ek kan hier so opnoem, want het was die makkelijk, Suster Morina, iets in die huis van die Here. Wat vir my so profound was, Pastor Heinie Noemasiel se naam. Weet jy wat gebeur in die geestelike realm? God keer die dood. Hy kon enige van die ander moeders se kinders se name genoem het Sondag in die diens. Hy noem spesifiek sy naam. Met 'n belofte van die Here. Nou wie is soos die? Wie is soos die? Ek staan vanoggend hier in die diens en ek besef, Here, ek wil nie baie doen, ek wil nie baie sê nie, maar ek wil net sê wat U vir my gegee. Esegiel 33. Ek wil net sê vanoggend wat U gegee. Dat die Here vir my gegee het, vir die huis van die Here. Spesifiek praat die Here dat ons moet hoor. En die woord wat ek gelees, Sema. Sema beteken luister. Luister. Esegiel 33 vers 30. En hy sê, en jy mense kind, die kinders van jou volk wat oor jou gesels langs die mure, en in die diere van die huis, hulle spreek die een met die ander, elkeen met sy brood, en sê, kom toch, en hoor wat die woord is, wat van die Here uitgaan. Hierdie boek van Esegiel is in die 12de jaar wat die volk in ballingskap geneem word. En elkeen in die volk van die Here het sy eie gewoonte gevolg. Suster Morina sê van die trolley, hy het sy eie trolley gepak. Maar dit wat hy begeer, maar dit wat in sy hart opgekom het, en hulle het geleef hulle lewe soos hulle wil. Hulle het gemaak as volk net wat hulle wil. Maar toe kom die woord van die Here, en die woord van die Here sê, omdat julle doen wat julle doen, neem ek julle in ballingskap. Omdat julle my
want dis so moeilik dit wat U doen. Daar's nie 'n uitkoms. Maar die Here sê, dis waar die moeders inkom, dat die Here sê, ek rig wagters op. Hy sê, ek rig wagters op. Hy sê, nie gewone wagters, hy sê, binnende wagters. Maar jy kan nie 'n wagter word van die Here, as jy nie hoor. Vanaf wie gaan jy luister, as jou geestelike oor nie oop is, om die stem van die Here te hoor. So hy sê, so die Here sê vanoggend vir ons, as dit dat julle luister. As dit dat die huis van Jubilee die stem van die Here hoor. Nie die stem van 'n mens. Nie die stem van 'n eie begin. Nie in die huis van die Here kom, en hulle moet 'n lekker chocolade Sondag is. Dit is wat die Here nie wil hê van die huis van Jubilee. Hy sê, kom soek van my in die lied wat gesing word. Is daar 'n boodskap by jou in die lied wat gesing word? Kan die woord van die Here jou dra van 'n Sondag tot weer Sondag? Laat die woord van die Here jou self ondersoek doen en ontslaan van dit wat in jou lewe is, wat God nie behaag. As jy Sondag uitstap, en jy gaan doen jezelf ondersoek, jy weet waar staan ek met die Here. En jy gaan die week weer in soos normaal. Waar jy gaan sit en skinder. Waar jy ander mense afbreek met jou tong. Waar jy leef van anders. Waar jy ander mense afkraak. As jy op 'n Sondag uitstap, dan het God nog nie vir jou was. Dan het God jou nog bereik. God wil jy is vernieuwen. God wil sy kerk vernieuwen. En wanneer iemand met my in gesprek is, wil die persoon nooit meer dieselfde van my af wegstap nie. Ek moet ook aan iets gee wat van God is. Sy Sondag uitstap, en jy maak weer die Sondag jou Bybel oop. Wat beteken jou verhouding met die Here? Sit elke dag, sit ek hier as skraap op die grond. Ek wil met jy vra, lees na weer, werk na weer, renew jou mind. Sê vir die Here, create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Nie iemand anders. Kom ons hou nie en dit met iemand anders se lewe op nie. Kom ons werk in ons eie gees. Ek kan nie vir iets anders sê as dat die koms van die Here so is. Ek is nie iemand wat vir iets anders kan preek. Ek kan nie profesie voorspreek van wat jy gaan kry, maar ek weet wat die Here vir my gegee het, en die woord van die Here vir my gegee het, as herlewe. Ons kan nie leef in 'n tyd soos hierdie, as God nie op pad is. Hy sê, ek se wagters, en die wagters moet my stem kan hoor. Want as die volk sê, kom ons gaan hoor tog, toe skree hulle gek, maar die profeet van die Here, hulle die profeet van die Here bespot en beskinder, maar die rekening gehou nie. Die woord van die Here sê aan die einde, en hulle het nie geweet dat 'n profeet
Hy sê lewe. Wanneer jy moet jy uitstap vandag. Moeders, jy moet jy uitstap. En jy moet vir jouself vra. Waar is ek? En my verhouding met hulle. As Moedersdag, waar is ek? Waar staan ek? Wil ek net geïnterpreteer word? Of wil ek oprecht die ware God ontdek? Ek kan nie die versekering gee, broers, ek kan so nooit so kon getuig, as hy nie die ware God ontdek het. Wil ek aangaan, en aankom soos ek daar aangekom het, met die Here. Wil ek maar net so die Here kom, ek kom Sondag, Kersfees, maar sien ek ook. Want ek nie die Here ontdek vir wie hy is. Ek kan nie verseker, ek kan in die diepste storm. Die discipel vra, wie is hy? Dat selfs die storm ongeloos. God doen vir ons wat ons van hom vra. Ik heb die nodig om te bidden met die Here. Ik heb die nodig nie meer om nou te wees. Hy sê, kies julle. Hoekom was julle nie na julle koud? Maar nou is julle nou. En omdat julle nou kom, spieg julle uit. Sê my woord is God so oor. Hy sê, hoe kom ek julle verkies om nou te word in julle dien van my? Hoe kom ek julle gekies om weer regtig meer van my te hoor? Hoe kom ek julle gekies om julle aangesig aan my reg te maak? Hoe kom ek julle nie maar julle koud gewees? Dan was die huis van Jubilee veilig. As ons koud gewees, was ons veilig. Nou die huis van Jubilee nou kom. En ons is in gevaar. Ons is in gevaar. Die bediening van die Here is in gevaar. Van die woord van die Here moet jou lewe kan transformeer. Ek wil u moet besef. Ek heb bedien 10 jaar in Paternoster. En ek het gesien hoe die Here mense sy lewens transformeer. Van iemand na die gemeenskap gesê, sal nooit ligter word nie. Dat hom donkie genoem van hy sal een ligter man wees. Vandag sê het om brood te jong. Dis wat ek sien wat God doen. Van jong dames wat afgeskreeuw. God herstel in hulle lewens. Hulle is vandag sisters. Hulle is vandag getrou. Hulle dien die Here. Silver en goud het hulle nie, aansien het hulle nie. Sien hoe werk die Here. Van een begeer het hulle nie, as om die Here te dien. Ek wil vandag van die huis van Jubilee op grond van die woord breek af. Maak hom los. Laat gaan. Laat gaan. Laat gaan dit wat innocent is. Laat het gaan. Kom by die punt wat initiaal verontmoedig voor die aangezicht van die Here. Waar u kom beleid. Waar u God sê, ek Here is
Ons moet kom bely. Ons moet kom smeek voor sy aangesig dat hy ons vergewe. Ons moet repent, sodat die kruis van die huis van Zubri kan gaan. Jy moet repent vandag. Dat is wat die Here sê. Hy sê, kan nie. Hy sê, ek kan nie dat my kinders verloor gaan. En terwyl ek Esegiel bestudeer, sê die Here, as jy hulle nie waarsku nie, maar sê nie blaas, gaan ek die bloed van jou hande is. Ek blaas vandag die basin, en ek soek die siele. Julle bloed soek ek op my harte, dat die Here van my en gewag moet hou oor julle lewe, juist van Zubri. Ek blaas die basin van repent. Ek blaas dit van ek weer die nacht, ek wil Here sê, Here, ek het hulle gesê, hulle moet kom tot belydenis, ek herken hom, dat hulle nou geword. Hy sê, maar as jy hulle gewaarsku, dan gaan jy onskuldig wees. Hy sê, as jy hulle gewaarsku, hy sê, ek die bloed van jou hande is. Ek het niks anders op vandag meer te sê. Die tafel is oop en altaar van die Here is vandag weer oop. Kom na die Here. Ek kan julle nie God gee nie. Ek kan nog God nie vir julle leer nie. Maar ek kan ook nie vir julle duidelik maak wie hy is. Hy is die eienaar van die lewe. Hy is die eienaar van